vir almal van julle baie welkom sê, ook vanoggend, ook vir die wat ingeskakel is, ook by ons, mag die Here ook vandag vir ons sommer regtig baie ryklik seën. Kom ons word stil voor hom. Here, as ons opkyk na U en ons dink aan al die grootheid en U genade en U omgee en U liefde en U grootsheid wat so alles ook geskep het en volmaak geskep het, dan staan ons vanoggend ook in hierdie Kerstyd in verwondering dat U ook bereid was om 2000 jaar gelede af te buig en ons as mens te kom aanraak en U verlossingsplan sigbaar gestalte te laat kry. Daarom wil ons ook in hierdie Kerstyd U in besonder kom loof en prys. Amen. Vriende, ek groet julle genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onze Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan aanbid ons die Here met nog so 3 liedere. God is liefde, juich ons harte, en bidden van liefde doen, dat Hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, en in liefde ons belief, nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juich ons harte, en bidden van liefde doen, dat Hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, en in liefde ons vergeef, nou kan ons sy God gebore, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. En ons sing halleluja,
darkness. You open my eyes, let me see the beauty that made the sun adore you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for our sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it cost to see my sins upon that cross. And I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're wonderful to me. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, machtige Heer en Heiland, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, lewende Woord. Heere, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel. God is met ons, reddende Heere, lewende Woord.
wie ik twijfel, vrede en blijdschap, leven en overvloed geeft, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord. Jesus, groot Mohammed, sterke verlosser, machtige Heer en heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Heere, levende woord, reddende Heere, levende woord. Here, dankie dat ons juis vandag kan stilstaan by Immanuel, God met ons. Ja, dat U 2000 jaar gelede afgebuig het om ons lewe te gee. Here, spreek ook nou deur hierdie lied wat hulle gaan dans, deur die lees van U woord en deur die prediking, dat ons ontvanklik sal wees ook daarvoor. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Ons tema vandag is God, die God wat afbuig. En ek wil net eers so ietsie sê daaroor en dan gaan ons vir die dansers kans gee. Dit is nogal baie interessant, in die Bybelse tyd het die aanbidding baie keer plaasgevind op hoogtes. Want die mense het gedink by hulle self dat hoe hoër hulle op 'n berg is of op 'n hoogte is, hoe nader is hulle tot die gode. En dit was nie net rondom die afgode nie, dit was ook rondom Jerusalem en die Joodse godsdiens. Lees ons baie keer dat hulle het op die hoogtes gaan aanbid. Die Jerusalem, wat juis ook op die berg Sion ook dan nou gebou is. Moses wat teen die Sinaï berg moes opgegaan het. Maar in die Nuwe Testament gebeur daar iets anders. En dit is dat God afbuig. Juist dat ons moet verstaan, dit gaan in hierdie Kersboodskap oor God en hy wat afbuig, wat sy seun stuur om in hierdie wêreld in te kom en mens te word. Die lied wat die dansers gaan dans van Annelies Wit, wat 'n baie geliefde sangeres was en vir baie van ons bekend omdat sy heelwat ook hier opgetree het. Hierdie lied sê: O Heer my God, U het lang gelede in mensetaal iets mooi vir ons kom sê. In Bethlehem as onbeholpe baba, so weerloos mens in 'n stad kom lê. Dit maak my bly
En dit laat my huil. U liefde is oneindig groot. Dit laat my huil en dit maak my bly. Dis te groot. Te groot vir my. Want in Kerstyd dink ons aan God wat mens geword het. Immanuel, God is met ons. En dit is te groot vir my verstaan. Dat God my so lief gehad het, dat hy 2000 jaar gelede ook sy seun gegee het. So ek vra vir die dansers om nou vir ons die lied te kom dans. Weet hulle het dit laas Sondag gedoen, maar dit was vir my so aangrypend en in my voorbereiding. Ek net besef, kom ons kyk weer en ons luister weer 'n keer ook na hierdie lied. Dit
baie dankie vir julle ook daarvoor vir hierdie pragtige lied. Toe julle hierdie week gister die kennisgewing gekry het oor vanoggend se preek, is ek seker baie het gewonder, hoe gaan ons vandag uit Openbaring 'n Kersfeespreek preek, en ek wil vir julle kom sê, ek dink nie daar's 'n mooier gedeelte wat dit vir ons beskrywe van wat het gebeur as juis Openbaring hoofstuk 12. Ek wil graag net ietsie deel voordat ons gaan lees daar. Onthou wat ek 'n vorige keer oor Openbaring gesê het, daar's twee belangrike dinge. As jy Openbaring lees, dan is Openbaring 7 verhale wat dieselfde tyd beskryf. Openbaring het ons vir mekaar gesê toe ons hierdie afgelope 2 maande daarby stilgestaan het oor die wederkoms van Jesus Christus. Die wederkoms, die eindtye, het eintlik alreeds aangebreek met Jesus se eerste koms. So die eindtye het toe begin, dis daarom dat hy met die disippels gepraat het oor die tempel wat afgebreek gaan word, want dis nou 'n nuwe tydperk. En die eindtye gaan eindig wanneer Jesus weer gaan kom, en ons leef nou in hierdie tyd tussen eerste koms en wederkoms. En Openbaring beskryf vir ons hierdie tyd. Maar in plaas dat hy kronologies die hele verhaal aan mekaar kon vertel, gebruik hy 7 verhale wat elke keer fokus op hierdie eindtye. Wat wel 'n verskil is dat van die eerste verhaal, die 7 briewe aan die gemeentes, fokus hy baie sterk op daardie, kom ons sê dan nou maar, op die kerk in hierdie tyd. En dan begin sy klem stelselmatig verskuif, maar nog steeds met dieselfde verhaal wat vertel word, maar hy begin al hoe meer klem lê op 'n ander gedeelte van hierdie verhaal. Tot by Openbaring aan die einde waarby ons verlede keer ook stil gestaan het, tot aan die einde wat fokus spesifiek die laaste verhaal op die wederkoms en wat dan gaan gebeur. So Openbaring 12 is die 4de verhaal. Wat Openbaring 12 so kosbaar maak, so ons begin nou weer by die verhaal aan die begin. Onthou nou, dis dieselfde verhaal, eerste koms, wederkoms. So hier kom fokus hy eintlik baie sterk op die verband tussen Jesus se eerste koms en dit wat nou gebeur. En dit maak hom 'n kosbare verhaal. Kom ons begin dan lees ook daar. Dis 'n redelike lang gedeelte, maar ek dink om die prentjie ten volle te verstaan, kan ons dit daar lees. Openbaring 12 vers 1 gaan ons begin lees. Toe het daar 'n groot teken in die hemel verskyn. Daar was 'n vrou met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en het geskree van die pyn, want die geboortepyne was daar. Daar het ook 'n ander teken in die hemel verskyn. Daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings, en op sy koppe was daar 7 heerserskrone. Sy stert het 1/3 van die sterre van die hemel saamgesleep en hulle op die aarde gegooi. Die draak het voor die vrou gestaan wat op die punt was om 'n kind te kry. Hy wou haar kind verslind sodra sy hom in die wêreld bring.
Sy het 'n kind in die wêreld gebring, 'n seun, bestem om al die nasies met 'n ysterscepter te regeer. Haar kind is egter weggeruk na God en na sy troon toe. En die vrou het na die woestyn toe gevlug, waar God vir haar 'n plek gereed gemaak het, sodat die mense haar daar 1260 dae lank kon versorg. Daar het toe oorlog gekom in die hemel. Michael en sy engele moes oorlog voer teen die draak. Die draak en sy engele het oorlog gevoer, maar hulle is verslaan. In die hemel was daar geen spoor meer van hulle te vind nie, want die groot draak, die slang van ouds, wat die duiwel en die Satan genoem word en wat die hele wêreld verlei, is uit die hemel uitgegooi. Hy is op die aarde gegooi en sy engele saam met hom. Toe het ek 'n stem in die hemel gehoor wat uitgeroep het, nou het ons God die redding gebring, nou is sy mag en koningskap hier, en die gesag van sy gesalfde. Die aanklaer van ons medegelowiges is uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad, dat hulle onwillig was om vir hom te sterwe nie. Daarom hemel en die wat daarin bly, verheug julle. Maar vir julle land en see wag daar elende, omdat die duiwel na julle toe gekom het met groot woede, met die wete dat hy min tyd het. Toe die draak sien dat hy op die aarde gegooi is, het hy die vrou agtervolg wat die seun in die wêreld gebring het, maar aan die vrou is 2 groot arendsvlerke gegee, sodat sy na die woestyn na 'n plek toe kon vlieg. Daar word sy die hele vasgestelde tyd weg van die slang af versorg. Die slang het toe 'n stroom water soos 'n rivier uit sy bek agter die vrou aan uitgespoeg, sodat sy deur die stroom meegesleur kon word, maar die aarde het die vrou te hulp gekom. Dit het oopgegaan en die stroom opgesluk, wat die draak uit sy bek uitgespoeg het. Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge, wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Die draak is toe op die seestrand gaan staan. Tot sover ons skriflesing. Ek het nou gesê, daar is 2 belangrike dinge wat 'n mens moet onthou. Die eerste is die indeling van Openbaring, maar die tweede wil ek net 'n oomblik ook by stil staan, nou wat julle hierdie gedeelte gehoor het. Ook die literatuursoort van Openbaring is 'n apokaliptiese literatuur. Dit wil sê, dis 'n taalvorm wat sy eie kenmerke en eienskappe het. En wanneer 'n mens dit verklaar of uitlê, moet 'n mens dit in gedagte hou, dat apokaliptiek praat met beelde en getalle, en al hierdie maniere om 'n beeld deur te gee. Daarom kry ons in hierdie gedeelte heelwat beelde en beskrywinge, en ons gaan nou nie by alles kan stilstaan, want dit gaan ons te lank vat. Ek wil fokus op die Kersverhaal wat ons hier kry. Maar hou dit in gedagte, ons kan nie die beelde letterlik opneem. Ons moet gaan kyk wat is die betekenis ook daarvan. Maar eendag sal ons dalk wel die boek Openbaring vat en daardeur ook preek. Hier, in hierdie gedeelte, kry ons 'n ander Kersverhaal. Die Kersverhaal wat ek en jy ken, is liggies en opgewondenheid. Mense wat geskenke bymekaar maak en toedraai en Kersbome opmaak. Daar's 'n vrolikheid in die lig. Maar ons dink ook, as ons aan Kersfees dink, dan dink ons aan
'n stal, 'n krib, dalk sagte musiek, die rustige herkou van die diere in daardie stal. Engele kore wat sing, herders wat nederig kom kniel. Openbaring vertel vir ons dieselfde Kersverhaal, maar uit 'n ander hoek. Nie van die aardse kant af, van die mense kant, maar uit die hemel. Wanneer God afkyk na hierdie wêreld, wanneer God afkyk na hierdie wêreld, dit wat Openbaring 12 met ons deel, hier sien ons nie net 'n baba nie, maar ons lees van oorlog. Ons sien nie net vrede nie, maar ons lees van 'n stryd. Maar tog is die boodskap dieselfde. God wat afbuig. God se kind wat redding bring en wat oorwin. Kersfees is nie net mooi klokkies wat lui nie, maar die Kersverhaal staan te midde van 'n stryd. As ons daar by die eerste beeld gaan stil staan, lees ons hier van 'n vrou. En dis interessant, die groot teken wat hy lees, dan staan daar, en daar was 'n vrou, met die son as kleed om haar, die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon. Sy was swanger en geskree van pyn, want die geboortepyne is daar. Die beeld van hierdie vrou is die beeld van God se reddingsplan, wat in werking gestel word. God se reddingsplan wat hy in plek gestel het alreeds voor die grondlegging van die wêreld, word nou sigbaar. Maria, jy sal swanger word. Want op die ou einde sien Johannes 'n vrou geklee of beklee met die son, die maan onder haar voete en 'n kroon van 12 sterre. 12 is baie die simboliek van of die 12 stamme van die Ou Testament of verwys na die 12 apostels van die Nuwe Testament. Sy is swanger en sy roep uit van daardie kraampyne. Die vrou stel hier God se verbondsvolk voor. En telkens in die Ou Testament word Israel beskrywe as die vrou of die verbondsvolk of as die bruid van Jesus Christus. Die geboortepyne, die verwagting wat daar is, soos 'n swanger ma wat 'n verwagting het van 'n baba. Ja, soms tyds 2 babas wat gebore word, maar die verwagting het van 'n baba wat gebore sou word. En dis die verwagting wat ons kry in Israel. Vir 400 jaar na die laaste profeet Maleagi, tot en met Johannes die Doper, was God stil. Was daar geen profeet wat iets verkondig het nie. Al wat hulle gehad het, was die profeseë van die profete voor Maleagi, waar God beloof het, hy gaan die Messias stuur. Dit verwys terug na Genesis, waar hy al vir Adam en Eva gesê het, vrou, uit jou gaan daar 'n seun of iemand gebore word. Daardie volk swanger, afwagtend, verwagtend, dat iets moet gebeur. En daardie iets met hoofletters
groei in die moederskoot van Maria. Maar hierdie vrou verwys ook na God se kerk, en ons gaan nou daarby stil staan. Eintlik begin Kersfees lank voor Bethlehem. Want die beloftes van Kersfees kan ons terugvat tot aan die begin van die Ou Testament. God beloof, en die maagd sal swanger word. Die afwagting. Maar dan lees ons hier van 'n ander beeld. Die draak, die vyand van Kersfees. Want Kersfees was nie net mooi. Onthou, ons kyk nou van 'n ander kant af. Ons kyk nou vanuit die hemel en nie net van ons kant af as mens nie. Teenoor die vrou, die Israel, wat hierdie verwagting het, van wie die vrou wat swanger is, teenoor haar staan daar 'n vuurrooi draak. Die Satan, en ons gaan nie nou ingaan op die beskrywing van hom nie, daar is nie tyd nie. Maar hierdie draak, die slang van ouds, hy wat alreeds daar in die tuin Adam en Eva verlei het en die sonde in die wêreld ingebring het. Hierdie draak staan gereed om die kind te verslind. Wanneer sy hom in die wêreld sou bring. Hier sien ons nou wat agter die skerms gebeur. Vir ons is dit net 'n mooi verhaal. Maar ons lees hier agter die skerms, daar's nie plek in 'n herberg nie. Hierdie jong meisie wat swanger is, dalk miskien 12, 13, 14 jaar oud, want dit is in daardie tyd die ouderdom waarin hulle ook getroud is, vir al die meisies. En die risiko's verbonde aan so 'n geboorte, daar is net plek in 'n stal. Ons lees van Herodes se kindermoord. Hoe dat die ou duiwel alles gebruik om hierdie kind dood te maak. Alle babas, alle seentjies wat gebore sou word, moes doodgemaak word. Hy doen alles in sy vermoë, ja, self die skrifgeleerdes verstaan nie wanneer die wyse manne vir hulle kom vra en navraag doen. Kan ek sê, alles is teen hierdie kind. Dink aan die haat teen Jesus, wanneer hy met sy bediening begin, hoe dat daar die fariseërs en skrifgeleerdes, die geleerdes van God wat die woord bestudeer, hoe dat hulle Jesus begin haat. En op die ou einde, planne beraam om hom dood te maak. En hulle draai die volk, wat begin het daar die Sondagmôre, Hosanna vir die seun van Dawid, draai hulle om, en daar die volk skree uit, kruisig hom, kruisig hom. Jesus wat sterf aan 'n vloekhout. Die duiwel wat, ja, selfs in aanhalingstekens die kerk, die geloofsvolk, die Jode gebruik. Die draak staan gereed om hierdie kind te vernietig.
Kersfees was van die begin af 'n bedreigde Kersfees. Die wêreld het nie gejuig nie. Maar die hel het gesidder. Want hulle het geweet, die kind, die kern van Kersfees, die vrou het 'n seun gebaar. Hy wat al die nasies met 'n eystervuis sal regeer. Dit is Jesus Christus, die baba van Bethlehem, maar ook die koning van die nasies. Ons lees hier dat die kind is weggeraap na God toe en na sy troon, waar hy sit aan die regterhand van die Vader. In een sinnetjie word Jesus se hele bediening eintlik saamgevat. Die kind wat gebore word. En die ou duiwel wat alles in sy vermoë doen om hierdie kind te vernietig. Maar hy word weggeruk. Dit verwys na die geboorte, die lyding van Jesus hier op aarde, die kruis. Dit verwys na die opstanding, na die hemelvaart, waar hierdie kind weggeruk is. En sit aan die regterhand van die Vader. Die baba in die krib is die Here op sy troon. Maar hier word ook gepraat van die groot oorwinning. Kersfees se diepste betekenis. En dis die verhaal wat vertel word. Daar word vertel van daar breek oorlog in die hemel uit. Wat 'n oorlog. Ons almal weet as jy hierdie gedeelte in detail lees, dat onthou die duiwel was een van die engele gewees. En spesifiek ook in beheer lees ons in die Bybel van die lof en die aanbidding van God. Kan julle dit glo? Dat hy wat verantwoordelik was vir die lof en aanbidding van God, hy kom in opstand want hy wil God wees. Hy wil nie langer as engel onder God wees nie. En hy kom in opstand en ons het gelees hierso, hy vat 1/3 van die engeleryk. Skare hulle agter hom. En dan is daar oorlog in die hemel en hy en 1/3 van die engeleryk, sy trawante, word uit die hemel uitgegooi. Hy verloor sy plek as aanklaer. Tot en met Jesus se koms kon hy die mens aankla. Kon hy sê soos vir Job toe Job voor God by Job uitgekom het. En die duiwel daarop aangedring, kyk na Job, hy dien nie net omdat hy dit goed gaan met hom, dan sê die Here vir die Satan, dis nie waar nie. Hy kla ons aan, hy beskuldig, hy wil sê daar moet skeiding kom, hy's 'n leuenaar. Hy verloor daardie plek. Of wat gebeur? Vriende, en dit is wat ons moet raak sien hier. Hy word op die aarde neergegooi. Wat's die aarde? Dis waar ons leef. En sy werk, wat probeer hy doen? Hy probeer om God se volk te vernietig. Toe hy sien dat hy niks met die kind kon regkry nie, toe fokus hy, toe hy op die aarde neergegooi word, toe fokus hy op die kerk, die gelowiges. En hy probeer die kerk vernietig, en hy probeer nou al reeds vir 2000 jaar lank dit doen.
En die hartseer is, hy doen hom voor as engel van die lig en baie keer met al sy mooi praatjies, want hy is die vader van die leuen, kom hy en hy probeer die volgelinge van Christus, die kerk mislei. Daarom dat Paulus skrywe in Efesiërs, as hy sê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Hulle wat probeer om God se werk te vernietig. En as jy verder lees in hoofstuk 13, dan lees ons van die dier uit die see en die dier uit die aarde, die twee trawante van die slang, die draak van ouds, wat hy gebruik, wat hom help om die kerk te probeer vernietig. Dis hoekom die kerk so swaar kry. Dis hoekom daar soveel aanvalle op gelowiges is. Dis die werk van die ou duiwel, van die draak. Hy's uitgegooi, hy's oorwonne. Dis soos om op 'n rugbyveld te hardloop en 'n wedstryd te gaan speel, maar jy weet reeds die eindtelling. Hy's oorwin. Maar hy probeer. Die beelde wat ons kry is, hy is soos 'n gewonde leeu. Hy's vasgesketting. Hy gee eintlik sy laaste stuiptrekkings en dan probeer hy nog steeds om die kerk te vernietig. Maar dan gebeur daar, lees ons die kernvers van hierdie gedeelte. Hulle, die kerk, het hom oorwin deur die bloed van die lam. Hoor julle die oorwinning? God het nie sy kerk gelos nie. God het sy belofte wat hy gemaak het met die sondeval, het hy nagekom. God het afgebuig na hierdie wêreld en sy seun laat sterwe, en toe dit op die donkerste was en dit lyk of die ou duiwel oorwin het, toe staan Jesus op daardie Sondagmôre. Hy het oorwin. Kersfees wys reeds vooruit, en dit het die lied ook vir ons gewys. Dan Goeie Vrydag en Paasfees. Die kind word mens, gebore uit 'n maagd, om die lam te word, wat 33 jaar later aan 'n kruishout gesterf het. Met sy bloed betaal. Die krib wys vooruit na die kruis. Iemand het dit een keer baie mooi geskrywe. Kersfees sonder die kruis is net 'n storie. Kersfees met die kruis is verlossing. As Jesus nooit gekruisig is nie, dan het die Kersverhaal altyd maar net 'n mooi verhaal gebly. Maar juist die feit dat Jesus gesterf het en opgestaan het, en as ons van bo af kyk dat die stryd hier op aarde, en hoe die ou duiwel alles probeer, dan word met die kruisiging en die opstanding, dan word die Kersverhaal 'n oorwinning. Wat leer Kerstyd vir ons? Daarmee sluit ek af. Kerstyd vertel vir ons
God se plan kan nie gestop word. Al het die ou duiwel hoe hard probeer, al het hy alles in plek probeer kry om daardie kind te vernietig, dit kon nie. God se plan met sy kerk kan nie gekeer word, al probeer die ou duiwel ook hoe hard. God se plan met jou en my lewe kan nie gekeer word nie. God bring sy plan tot volvoering. Kersfees beteken vir jou en vir my, die vyand is verslaan. Al probeer die ou duiwel hoe hard om nog steeds die werk te vernietig, die vrou te vernietig. Hy kry niks reg nie. Kersfees beteken ons leef in die midde van hierdie stryd. Maar ons is aan die wenkant, daardie eindtelling is alreeds op die bord. 'n Telling in bloed geskrywe. Kersfees beteken, moenie bang wees. 'n Kind is vir ons gebore. Kind is vir ons gebore. Hy wat leef as koning. Hy wat op sy troon sit. Waar hy intree as advokaat vir jou en my. Kersfees bring hoop. Dit vertel vir ons, God het afgebuig. God het afgebuk. En hy het mens geword. En daarom kan ek en jy meer as oorwinnaars wees. Mag Kersfees vir jou en vir jou gesin en familie werklike oorwinningsfees wees. Met al die beloftes van God wat oorwin. God wat afbuk. God wat ook by jou in jou omstandighede kom afbuk. Want hy stel nie net in ons verlossing belang nie. Ons hele menswees is vir hom belangrik. Daarom buk hy af vandag. En kom sê vir jou, hier is ek. Kom ons bid saam. Dierbare Vader, baie dankie vir Kersfees. Dankie dat ons kan weet, met Kersfees, ongeveer 2000 jaar gelede, het u afgebuk. Om u verlossingsplan in werking te stel. U wat van die hemel afgekom het, na die aarde. U wat van 'n krib gegaan het na 'n kruis. Van 'n kruis na die graf. Van die graf na die troon van God. Dankie daarvoor. Amen. Kom ons staan en dan sing ons laaste lied.
Lord, we lift your name on high. Lord, we love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, Jesus. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name. Lord, we lift your name on high. Lord, we love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, Jesus. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross. My debts to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Wat 'n pragtige lied wat alles eintlik saamvat wat ons ook vanoggend met mekaar gedeel het. Maar die vraag is of ek en jy dit werklik verstaan. En of ons vandag binnekant ons daai vreugde en blydskap ervaar om dit te gaan uitdra. Om vir almal te gaan vertel. God het afgebuk omdat hy ons lief het. Ontvang sy seën, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met elkeen van julle